Didn't know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah. I'm just jealous of the angels around the throne tonight.
wat sy haar lewe doen. En hierdie sang is net vir jou geskryf, my ma. As ek na die hemel staar, dan sien ek jou net daar. Kan ek onthou die warm lesse van die lewe, vasgepen, die grootste les van my ma is dat ek trots is, dat God my God is. En hierdie sang is net vir jou geskryf, my ma. As ek na die hemel staar, dan sien ek jou net daar. Die grootste les van my ma is dat ek trots is, dat God my God is. aan elkeen van julle hier, as mens net sien hoe vol die saal is, dan besef mens dat aan die Misha diep spore baie mense se lewens getrap het. En ons is dankbaar dat elkeen van julle hier is. Ek
wil sommer net begin met 'n gebed. So kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here, wanneer mense so by mekaar is om afskeid te neem van 'n geliefde, dan sit ons hier met 'n mengelmoes van emosies. Daar is vreugde, daar is dankbaarheid, daar is verwondering, daar is hartseer, daar is 'n gemis. En dan is daar ook weer eens die konfrontasie met die realiteit van die dood. Iets wat niemand van ons ooit gespaar word nie. Selfs die Seun van God moes sterf. Here, dis in tye soos hierdie, wanneer ons met hierdie mengelmoes van emosies worstel, wanneer ons dankbaar is vir die genade en seën en vol lewe wat ons saam met Annie kon ervaar, maar ook met 'n stuk hartseer oor die gemis en die eindigheid en die verganklikheid van alles wat verby gaan. Dat ons na U toe kom en sê, Here, troos ons. Here, U weet dat vir sommige van ons dit dalk 'n onstuimige tyd is. Vir sommige is dit net 'n tyd van die vrede wat alle verstand te boven gaan. Maar Here, daar waar U is daar vrede. Daar waar U is daar rus. Daar waar U is daar berusting. En dis wat vir ons nou bly. Dit maak nie saak wat se emosies ons mee worstel nie. Ons eerder bewus word van U teenwoordigheid. Die kalmerende vrede kant van U, die genade kant. Ons vra Here dat U elkeen van ons deur die Gees sal kom troos, sal kom aanraak. Here, want dit is U wat vir ons in staat stel om die storms en die dood en onsekerhede van die lewe nie oor te kyk. En ja, ons treur, maar nie soos onder hulle wat geen troos het nie. Ons treur is omdat ons U ken met 'n stuk hoop in ons. En wil U daardie hoop ook weer in hierdie oggend kom aanblaas. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ons teksgedeelte wat ek vanoggend gaan lees kom uit Jesaja 43, 'n pragtige gedeelte. En ek gaan die eerste paar verse lees. Dit klink as volg: Luister. So sê die Here. Die Here wat jou geskep het, wat jou gevorm het. Moenie bang wees nie. Ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. As jy deur water moet gaan, is ek by jou. Die riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. Want jy vir my kosbaar is, omdat ek jou hoog ag en jou liefhet, wil ek vir jou sê, moenie bang wees nie. Ek is by jou. Wat my getref het van die gedeelte was die feit dat God ons elkeen op ons naam ken. Ons leef in die digitale era van algoritmes waar mense net 'n nommer geword het. Jy skakel iemand en jy antwoord of word gehelp deur 'n rekenaar. Wanneer mense jou profiel bekyk, dan word 'n klomp kodes ingetik en hulle skop 'n algoritme uit en hulle vergeet van die mens. Hulle vergeet van die mens met sy emosie, vergeet van die mens met al sy menslikheid. En dan sê die teks, ek het jou op jou naam geroep. Hierdie God van ons ken elkeen sy naam. Dit is interessant, die verskynsel dat 'n mens dikwels sonder dat jy dit besef, op 'n manier die betekenis van jou naam op 'n baie praktiese manier uitleef. Kom ons neem vir Alicia. Haar naam word sterk gekoppel aan die Engelse woord wat beteken mercy. Mercy. Genade. Om te gee. Om te gee. Om nie die koste te bereken nie.
om onverdiend te gee. Om meer te gee as wat iemand verdien. Nou as ek na al die stories oor dat die Messia luister, dan wil ek sê amen. Aan hom was genade. Sy het die extra mal vir elke mens gestel. Maak nie saak watter tyd vir die nag jy by die huis gekom het, die kos was reg. Of jy dit nou verdien het of nie, verdien het nie, sit jy onder jou vrou neem en jou versorg en omgegee. Dit is hierdie genadekant van haar, waar sy meer as haarself en meer mense gegee het as wat dit verdien het. Want my dat besef het op 'n manier gebeur het soms dat ons toch die betekenis van ons name op 'n baie praktiese manier uitleef. Name sê as te ware wie ons is, maar name is ook iets waarop ons reageer. En wanneer iemand 'n naam uitroep, en iemand na vertrek kyk, daar sal altyd iemand wees wat reageer. Maak nie saak wat 'n naam jy uitroep. Wag net as iemand jou naam uitroep. Al is dit nie met jou wat hulle praat nie, Jan, Johan, as altyd 'n paar Janne, altyd 'n paar Johanne wat reageer. En wanneer die naam uitgeroep word, is die aksie altyd dieselfde. En jy kyk, jy luister, jy reageer. En in hierdie teks noem die Here jou naam. Ken jy op jou naam? Hy roep jou naam uit. Hy wil hê dat jy na hom moet luister, dat jy na hom moet kyk, en jy op sy stem moet reageer. En dan sê hy vir jou, ek ken nie net jou naam nie, ek ken jou. Ek het jou gevorm, ek het jou gemaak. En so divers en verskillend ons ook al mag wees, die Here ken elkeen van ons. So dis waarin ons troos lê, dat hy nie net ons naam ken nie, maar hy wat ons gevorm het, hy wat ons geskep het, hy wat ons ken, by jou sal wees. Daar lê my troos. Hy ken nie net my nie, hy weet nie dat ek meer emosionele mens is as die algemene man nie. Miskien weet jy meer 'n bot persoon wat sukkel met emosies en niks voel nie. Dis al right, ek ken jou. Jy hoef nie te huil nie. En as jy moet huil, dan huil jy, dis fine. Hy ken jou. Hy ken nie net jou nie, hy ken ook jou omstandighede. Die teks sê, as jy deur vuur moet gaan, is ek by jou. As jy deur water moet gaan, is ek by jou. Julle, kom ons sê dit vir mekaar, die lewe is nou maar eenmaal soos 'n rivier in vloed, en partykeer brand hy soos vuur. Maar die troos is, dat die Here wat jou ken, nie net jou naam nie, maar jou hele mens wees. Die Here vir wie jy meer as 'n nommer is die Here wat by jou is, en vir jou sê, ek is lief vir jou. Wanneer ons so verhef moet word, deur die vuur en die vlamme en deur die dood, dat die Here vanoggend vir ons sê, Ben, Pieter, wat jy naam ook al mag wees, luister vir my. Jy nie kyk na die omstandighede nie, luister vir my. Kyk na my, kyk my nie oor. Ek het jou rug. Ek weet wat jy nodig het. En ek sal by jou wees. Hier lê daar 'n troos vir elke gelowige. Want ons is nie 'n nommer nie. Ons is nie maar net sonder iemand nie. Ons het 'n naam en God ken ons op ons naam. En hy roep ons by sy naam, ons naam vanoggend en hy sê, ek is jou redder. Omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou hoog ag, sal ek by jou wees. En die grootste uitdaging aan ons tyd is om tussen al die geraas God se stem te hoor. As ek myself in hierdie teks inleef, dan dink ek dat rivier en vloed maar 'n rasige plek is. Dis 'n geraas, dis 'n geskommel, dis 'n gedreun. Dis gaan oor kop as ek dit mag sê, wat jy meegesleep word. En om in hierdie chaos God se stem te hoor, is wat ons nodig het. Dink maar aan 'n vuur wat aangerol kom. Nooit brand en knetter en die vreesaanjaende effek wat dit op 'n mens het, en hoe die diere en alles voor aankomende vuur moet wegvlug. En dit so moeilik is om enigiets te hoor
Sê die Here, luister. Ek is by jou. Luister na my stem, nie geraas van die vuur nie. Tannie Mercia was 'n genadige mens, wat meer genade gegee het as wat mense verdien het. En sy herinner my aan 'n genadige God, wat my in hierdie omstandighede ook meer gaan gee, as wat ek verdien. So kom ons luister na sy stem, kom ons soek sy aangesig op, en kom ons vind troos in hom wat homself ons redder noem. Amen. Here, dit is in tye soos hierdie, dat dit vir my goed is, om te hoor, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Dit is goed om nie te besef dat U my geskep het, dat U my beter ken as wat ek myself ken. U ken ook my omstandighede. En soos Dawid wil ek vanoggend uitroep, met my God by my. Is geen stadsmanier, geen uitdaging, geen krisis te groot vir my. So Here, ons vra dat U deur U genade ons mense wat hier is, sal oorlaai met meer as wat ons nodig het. Dankie Here vir die wonderlike herinnering. Dankie vir 'n genadige mens wat met oorvloed genade geleef het. En dankie dat U 'n genadige God is, wat met oorvloed genade ook ons in die tye sal dra en sal versorg. U ken ons seer, U weet dit wat ons brand. U ken ons onmag, U weet wat dit is wat ons misleer. Ons gee dit alles in hierdie oggend in U hande. En dankie Here, dat ek ook kan uitroep, my Here en my God. Amen. Ek wil graag vir julle hierdie begrafnisformulier voorhou, en dan gaan ons daarna net 'n bedanking aanbring. Tannie Mercia is die dood van ons weggeneem. Die Here Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelowige uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou aanhaal? Daarom tree ons wel, maar nie soos ander mense wat geen hoop het nie. Die dood van 'n geliefde is 'n groot verlies. Dit bring hartseer en pyn, en tog gee die Here self sy troos en bemoediging, wanneer hy sê dat hy die een is wat ons smart sal verlig en ons met sy liefde sal bystaan. Die pad saam met ons sal staan. Die dood roep ons almal om die lewe deur 'n nuwe lig te sien. Jesus het immers vir ons aan die kruis gesterf, sodat ons nie meer vir onsself sal lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, dan leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, dan sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot aan alle ewigheid. Ja Here, ek wil net in hierdie oomblik dankie sê, dat ons die voorreg gehad het om dit aan die Mercia te ken. En dat ons al genade ontsmaak. Ek dank die Here dat U haar ook geken het. Op haar naam. Deur dikwels by haar gestaan het. En dankie dat ons as gelowiges weet, ons is op haar. Want God is by ons. Amen. Ek wil vir Lisa vra om vorentoe te kom, om die hulpblyk en bedankings ons te doen.
sê vir my buite, hoe vang 'n mens nou 90 jaar op 'n stukkie papier vas? En sy sê, is ook nie ek wat sal weet wat hier aangaan. Maar ja, ek wil elkeen van julle bedank wat hier is vandag. Almal van die ouer huis, almal wat ver gekom het. Maar ek wil heel eerste vandag die Here dank vir hierdie wonderlike ouma wat hy vir ons gegee het. En soos dit sê, ouma was voor sy gebore is. In haar moederskoot het hy haar geken. En hy het geweet, sy is uitverkies vir hierdie spesiale klomp wat ons is. En is ons nie 'n spesiale klomp. Dan wil ek ook vir Elisabeth Jordaan te huis bedank. Ek gaan so Engels en Afrikaans praat, want Ernest se familie is ook Engels, en ouma also had quite a lot of English friends that I also want them to share this message today. So, Elisabeth Jordaan Management, we can't thank you enough. Kitchen, laundry, each and every carer that looked after Oma. I mean, they worked with Oma here in the old age home, and at the end they also took care of Oma. So yeah, it was a beautiful circle. All the doctors involved, and then I want to thank Tannie Kobe Joubert for the beautiful flowers, and for Ben and Tone bringing it from PE yesterday. It's beautiful, and Oma would have loved it. Yeah, beautiful. Dominee, baie dankie. Kort en kragtige boodskap. Ek sal daar lank praat, so ek wil julle ook nie te lank besig hou nie. So, to our family, everyone that contributed to Oma's life, especially in the last few years in frailty, every visit, every food parcel and treat. But to Oma, she didn't worry what we brought here. Oh yes, she loved the sweets, don't forget that. But just for the children to be with her. Melanie came down now recently to bring hope, because Oma saw hope when she was 6 months old. So yeah, that was also very special. And all the time spent with Oma. That was her lifeline, the people, the children, and so many grandchildren. Dit is wat sy gekoester het. I don't want to exclude anybody, dat jou, vir al die kinders en die kleinkinders, Ernest het al elke dag gebel. Ek meen, Ernest het hoeveel keer van Engeland afgekom kom kuier, dan sit hy hier in die oude huise gange. Hy sit in werk. Maar is hy terug. Oma toe, dag in die dag uit. Oekie Ernest, dit is ongehoord en ongesien. Dan Ben wat elke week ingekom het, like, we made a joke yesterday to say he's going to have to find a new girlfriend. In die oude huis, Ben, not outside the oude huis, in die oude huis. Ja, coming to Oma, Tone, wat alles, ja, net een oproep en Tone stuur, wat liever Oma nodig het. So we had a joke and said, Ernest Prince Charles, from England, so we had to get special permission when we wanted to take Oma out, and when Oma had to come and visit, we had to get the permission from Prince Charles. And boy, did we have a list of to-dos to adhere to and report to. Yeah, and Steph, yeah, thank you for allowing your husband to many times come to South Africa, spend weeks and weeks here, and you look after the children. And then our trips to Penny Sands, where Tannie Cookie would come and fetch Oma and bring her for visits on Penny Sands. I mean, she looked after Oma. It was unheard and unseen of. It was dressed, made Oma feel beautiful. We had 3 wonderful visits in the last 3 years that we actually didn't think Oma would survive. And thank you for that. And then Opa Roy, you loved sending Oma flowers and chocolates. You surely were a blue-eyed boy, and she loved you as her own. Dan wil ek ook net David, toe Oma geval het en hoe lang was Oma in die hospitaal in PE? Weke en weke, David was elke dag daar.
He lives in PE, then he would come to Craddock, braai vark choppies, lekker crispy vir ouma, drink vir hom melktert. Ja, soos ek sê, ek wil nie enige iemand uitsluit nie. Ek het nou net vinnig that crossed my mind. Ja, ouma was vir my maar ook soos haar eie ma gewees en nie lang voor ouma dood is nie, Joyce vir vriende en my ma aangemoedig om ouma se voete te kom was. En ek dink dit was groot healing van beide kante af, so dankie daarvoor ook. Ja, en iets van ouma wat my geraak het, is net die manier hoe sy met mense gepraat het en mense behandel het. Sy het so 'n mooi manier gehad om eers iemand op te bou en vir hom, waar ek dit baie lelik sou stel. Net mooi, eintlik op sy plek is dit maar op 'n baie mooi manier. Ja, en Lieds, dankie dat jy ook gekom het en ou se hare kom sny het, ons waardeer dit baie. Maar ek gaan julle nie te lank besig hou nie, soos ek sê, gaan daar praat. Maar, as julle nie weet wat is 'n bond servant nie, wil ek hê julle moet dit gaan opkyk vanaand. En dit is wat ouma was, en dit is hoe ons met Christus moet wees. En ouma was 'n bond service, dit is als oor voluntary service en commitment vir hierdie familie. Nie net vir die familie nie, maar ook vir al die vriende in die familie. Nou, ek was nou nie deel van die kinders van daar nie, maar ek meen, tot in ons tye het ouma net geserve. My dad used to tell me that when they were in school, she sent them to a boarding school with black bags full of rusks, biltong, you name it. And what she did unto the Lord. Otherwise, she surely would have died by 30. In the flesh, you cannot do what she did. There's no way. Al ons gehenkelde komberse, die chutney, die jams, die pasta, die pilsous, die lys gaan aan. Ek het een aand die Craddock kom oorslaap, ek was op pad Hofmeyer toe, en ek sê van ouma, ek is nie meer op 'n diet nie. Ek kom die aand daar aan, die ouma van my, so groot pot chicken curry, 'n skaaphou, 'n roast chicken, en ek sê vir wie almal vir ouma genooi. Nee, dis vir jou, jy dan gesê, jy sien nie op 'n diet. Dit is so ouma was. Tot my bittere spyt bring suurbak vir ouma, kaste en kaste appelkose, net toe ek aankom. Ek moes dit in werk tot na 2 dae oggend. Ek is met swart vingertjies en swart naels op my toe, en daai appelkose moes klaar. Ja. Okay, in 2021, after Andrea was born, ouma came to visit. Sy wou vir die sienies marmalade maak. Die koning stuur toe vir ons 4 lemoene, pomelos, kykie, en daar begin gesny word. Later, ons moes letterlik later die goed wegsteek. Want ouma hou nie op nie. Sy maak. Dit was ver oor 100 bottels marmalade. En toe stuur die konings tomaties. En toe, ja, ons moes helfte van die goed wegsteek, want ouma het net nooit ophou werk nie. Daar het 'n groot fight mekaar, maar ons het daar mooi uit mekaar uitgegaan. That was our ouma. She was a machine. I got tired looking at her working. She always said, I will rest. In Afrikaans het sy gesê, sy gaan rus as sy lang bome toe gaan. Well, ouma, now you can rest in peace. A victory has fallen, but your legacy lives on forever. Thank you for everything, ouma. O ja, ek moet vir julle sê, hierdie blomme, julle kan hierso by die blomme vir julle een kom uithaal, en dan moet julle vir 'n spesiale persoon wat julle voel, elkeen 'n blom gee. Dink ouma sou dit wou gehad het. En ja, ek wil julle ook net encourage, gee blomme terwyl mense lewe. Want as iemand dood is dit te laat. Ja, as daar nog 'n stap is wat jy moet neem, doen dit, terwyl die persoon lewe. Want spyt kom altyd te laat. Maar ek sê, ek het vanoggend met so, even hierdie hele week gisterand was die eerste keer wat ek besef, dis nou die laaste. Maar
Ek kyk terug na ouma met 'n smile, want sy het ook blomme gegee terwyl sy geleef het. Baie dankie, ek wil net wat die reëlings betref, as ek reg het van ons finaal so weet die langs aan nie. Kuier asseblief saam met ons. Ek sê altyd, ek is nou maar 'n trop hier, en as ek na die geloofsbelijdenis kyk, dan staan daar, ons glo in die gemeenskap van die gelowiges. Ek het mense nodig, om die lewe vir my sinvol en betekenisvol te maak. Ek kan alleen leef, ek kan my dinge alleen doen, maar as ek saam met ander gelowiges deur my moeilike tye en my vreugde tye gaan pad, wat weet meer wat daar hier. So gebruik die oomblik om as gemeenskap van gelowiges, as vriende saam te kuier, rondom 'n bietjie sop en saam wees. Ek wil afsluit deur julle te neem na Psalm 139. Psalm 139 word daar iets weergegee van die teenwoordigheid van die Here. Dit is my altyd 'n geweldige stuk troos. Dawid het nou aan alles gedink. En dan skryf hy, klim ek na die hemel, is hy daar. Dan dek ek die doderyk, is hy ook daar. Vlieg ek na die ooste, of gaan woon ek in die verre weste, ook daar lei u hand my, hou u regterhand my vas. Ek groet julle in die naam van die God, wat jou met sy regterhand vashou. En die woorde genade, barmhartigheid en vrede vir jou. Amen.